Gemeente, goeiemôre. Ek staan vanoggend hier en terwyl ek worship, besef ek net what a favorable position to be in to talk about Jesus. En weet jy, hulle het my hierdie verskriklike titel gegee. As julle my nie ken nie, ek is Wynraad met hierdie verskriklike titel, die gemeentebestuurder. Maar ek is eerder Wynraad die evangelist. Ek lief Jesus. En ek wil oor sy woord praat. En hierdie boodskap, hierdie titel wat ek vanoggend na julle toe bring oor Shine Your Light, is iets wat 4 weke terug gebeur het in 'n studie wat ek gedoen het. En die middag toe ek klaar maak, toe bel pastoor Dion my en sê jy moet preek. En as julle my ken, het ek gesê, send me Lord. Ek was reg en ek weet God het die woord vir my gestuur. So as jy kyk, waar kom hierdie tema Shine Your Light vandaan? Shine Your Light kom van Jesus wat met sy disippels gepraat het. Jesus het vir sy disippels gesê, wees die sout van die aarde, wees die lig, gaan doen goeie werke, en deur hierdie goeie werke wat jy gaan verrig, sal God die Vader die eer daarvoor kry. Amen? As ons kyk na Titus 3 vers 8, hierdie boodskap is betroubaar, daarom wil ek hê, jy moet hierdie dinge met groot beslisheid handhaaf, sodat hulle wat op God vertrou, hulle op goeie werke kan toespits. Dit wil sê, werke wat goed en voordelig vir die mens is. So ek wil vir 'n oomblik net bietjie vashaak by die laaste deeltjie, die goeie werke wat God verwag ons moet doen. 'n Goeie werk kan enige iets van wees van, en die Gees druk het verskriklik op my hart en ek gaan dit noem. Husbands, love your wife like Jesus loved the church. 'n Eenvoudige taak kan wees om iemand te bemoedig. 'n Eenvoudige taak kan wees om vir iemand net liefde te wys. 'n Eenvoudige taak kan wees om op die straat te gaan ry en laat die Heilige Gees vir jou wys, wie kan jy voer? Vir wie kan jy water gee wat dors is? Rebuke a brother in love. Klein goedjies kan 'n massiewe verskil in iemand se lewe maak. As ons skrif vat, en jy vra vir my, ek hoor jou, Wyn, ek hoor jou, dat jy sê ek moet werke doen, maar hoe belangrik is daai werke? As ons in Jakobus 2 vers 24 gaan lees, dit sê, julle sien dus dat 'n mens ook op grond van sy dade vrygespreek word. Ek wil dit weer lees. Jy sien dus dat 'n mens ook op grond van sy dade vrygespreek word, en nie net op grond van sy geloof nie. As ek terugspring vers 17 toe, dis duidelik om net te sê jy glo, is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood, en dit help niks. So die woord van God leer vir ons, those who openly confess their faith will be saved. Hier is nou 2 aspekte. Die een sê faith en die een sê dade. As ons nie van geloof af oorgaan in dade nie, sê die woord, nie ek nie, sê die woord, is jou geloof eintlik 'n nul op 'n kontrak. So ek vra vir jou, hoe gaan jy gered word as jou geloof nul op 'n kontrak is? Oral waar ek kom, en ek hou ouens dop, en ek sien hulle is on fire vir Jesus. Guess what they're doing? The works. Daar's dade in hulle lewe. Hulle gaan uit, hulle bedien mense, hulle is lief vir mense, hulle lê hulle hande op die siek, hulle dryf die demone uit. Die koninkryk van darkness moet shudder as daai ouens opstaan. Die ou wat sê ek glo, en hy gaan nie oor na die dade nie, sien nie hierdie wonderwerk nie, soos hy geloof wil nie groei nie. Dit kan nie groei nie, because you're doing nothing, you can't see anything. Jou geloof sit onder 'n emmer, jou lig sit onder 'n emmer. Dis hoekom dit so crucial is, en ek glo die vyand gebruik hierdie, om ons, wat warm is, in 'n lukewarm posisie te sit. Want ons speel die genade game, I'm saved by grace, ek kan aangaan wat ek doen, I am saved by grace. I've confessed my faith, I am saved. As jy daai vers weer lees,
sê dit vir jou baie duidelik. Geloof sonder dade is nie geloof nie. Jy moet albei doen. Beteken dit ander woorde om 'n lewe te begin lewe wat Jesus se hart reflekteer? Absoluut. Ek gaan jou vertel van die kleinste liggie in die donkerste oomblik van my lewe. Ek was eendag uit op Richards Bay, ons het gaan diepsee visvang. Weather forecast het beautiful gelyk. Ek het nie 'n baadjie gevat nie, en ek was net altyd excited. En ons het vis gekry van 5 uur tot 8 uur die aand. 9 uur. Toe kom daar 'n storm op, wat ek in my lewe nog nie gesien het nie. Ek gedink ek sit in Texas. Die wind het so sterk gewaai dat die lyne uit die water uitwaai. Alles in die boot het uitgewaai. Ek het soos 'n muis gaan wegkruip in 'n kajuit. En ek het genuine bang geword. Ek soek tog vandag toe die ou se nommer wat die weerbureau daai dag gedoen het. Hy's missing. He's missing. En baie ouens soek hom. Maar nietemin sit ek in die storm en ek raak mismoedig. Ek raak hopeloos. Ek raak bang. En ek onthou ook 2 ure voor die Here se voete sit. En ek sê, Here, is this my innings? Is dit hoe ek gaan? Is dit hoe my vrou vir my kinders die boodskap gaan oordra en sê, jou pa's weg. En ek is regtig in 'n plek van benoudheid. En imagine nou hierdie, die fishfinder skree op my, die liggie skree om te sê hierdie boot beweeg, ons is nie meer op anker nie. En ek hoor die Here vir my sê, staan op. En ek staan op en die knie is nie lekker nie, en ek is nervous en ek is bang en ek het hoop verloor. Ek is moedeloos. En ek kyk deur die venster en ek sien wragtig daar's 'n liggie. En ek vat die verkyker en ek kyk weer en ek sien dis 'n liggie op 'n berg in 'n toring. En kom ek jou nou sê, daai klein liggie het vir my onmiddellik my hoop gerestoor. Ek geweet ek gaan dit maak. Ek geweet al sny ek daai ankertoun en ek beach daai boot bo op die klippe, gaan ek dit maak. My innings, Lord, I'm still here. Daai klein lig wat omtrek was met darkness, het vir my hoop gegee. Hoe sad sal dit wees, gemeente? As mense verby jou loop, wat hulle eie lewens wil neem. Mense wat op so 'n donker plek is, maar jou lig vir die laaste maand by die werk is af. Niemand weet dat jy 'n kind van Jesus is nie. Hoe sad sal dit wees dat iemand in 'n ander geloof besef, there's something in you and I want that. Maar omdat die laaste maand by die werk swaar gaan, skyn jy nie die lig nie, dan gaan daai persoon nie by jou kom stop vir hulp nie. Ek wil die skrif graag oopmaak, Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Alwaarvoor dit goed is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense platgetrap te word. Julle is die lig wat op die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Ons het gepraat van die dade, nou lees ons van sout en lig. Ek wil vir jou 'n baie maklike manier gee van wat sout beteken. En ek gaan myself as 'n voorbeeld gebruik. As ek in jou presence inkom en ek spandeer tyd 'n middag saam met jou, en ek loop daar weg, en jy sê vir jouself, what a godly man. This ou doesn't compromise. Hierdie ou is verlief op Jesus, man. Dan die sout wat ek vir jou gegee het, iets beteken. Jy het van daai sout geëet. Maar as ek in jou presence is, op 'n Saterdagmiddag om die 4, en ek drink 'n paar biere saam met jou, en ek praat lekker vuil, en ek verlaat daai party die aand, en jy sê, ek het geweet hierdie ou is 'n fake. Sê die woord,
sal my sout verslaan wees vir ewig. Ek sal nooit weer die geleentheid hê om in jou presence te kom, dat jy my ernstig sal opneem nie. I missed the opportunity, because I compromised the gospel. As ons wil kyk, hierdie lig, wat Jesus sê ons moet wees, Jesus was die perfecte lig. So ons moet probeer streef soos hy wees. Die lig wat Jesus geskyn het, is om die hande en voete van Jesus te word. Okay? En al om dit te verstaan, as jy met die karakter van Jesus vat, en met dit opbreek, om te kan verstaan, wat het Jesus so uniek gedoen? En in sy woord, dat hy sê, ons moet soos hy word, sodat ons lig ook kan skyn. Die eerste ding wat Jesus gedoen het, wat het hy uitgebeeld? Jesus het die hart van die Vader uitgebeeld. Reconciliation. Jesus het sy enigsgebore seun gestuur om vir ons te sterf. En terwyl Jesus die prys betaal het op die kruis, toe skeer hy die veil, die gordyn, 60 voet hoog, 30 voet breed, 10 centimeter dik. Het het 300 man gevat om daai gordyn te kan was. Kom God die Vader, en hy skeer hom so. Jy vra, hoekom het hy hom geskeer? Hy het hom geskeer, dat ons deur die veil kan loop, na die troonkamer van God die Vader toe, om nie meer gesien te word as die vyand van die kruis nie, maar as 'n vriend van God die Vader. That's what Jesus represented. Wat was sy boodskap? Sy boodskap was dat ons tot bekering moet kom. Bekering, in Engels, repentance. Repentance beteken om te draai. Ek los my sonde agter, ek los die way hoe ek lewe, ek draai om, ek volg Jesus en ek loop nou en ek het hom lief met liggaam, siel en gees. Amen? Dis wat hy verkondig het, want jy kan nie hierdie gawe ontvang van die ewige lewe, hierdie gawe van grace ontvang, as jy nie tot bekering gekom het nie. Wat het Jesus gedoen? Jesus het gewerk soos 'n slaaf. Jesus het nie 'n huis gehad om in te bly nie. Nog minder het hy 'n kussing gehad om op te slaap. Maar wat hy wel gehad het, is hy het 'n boodskap gehad wat red van die ewige verderf af. En hy het dit geshare. Hoe het Jesus opgetree? Met unconditional liefde. Imagine hierdie som, Jesus gaan doen wonderwerk om mense se geloof te bou. Jesus gaan dryf demone uit. Jesus gaan maak die siekes gesond. Jesus rebuke die wat die woord geabuse het. Hy sit in ongemaklike geselskappe en hy share die gospel. Daai selfe mense het hom teen die kruis vasgepyl. En op die kruis maak Jesus 'n keuse as 'n voorbeeld vir ons. En hy spreek vry, hy sê, Here, hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle. Hy stel 'n perfekte voorbeeld, 'n perfekte lig voor, van wie ons moet wees. Hoe het Jesus harte verander? Jesus het harte verander, want in Johannes 8 vers 32 sê dit, the truth will set you free. Moeilike geselskappe wat vir die Here dalk nie maklik was nie, het hy tog aangedurf en mense gekorrek. Hy het nie gekom om vriende te maak nie. Hy het gekom om hulle te help, sodat hulle kan omdraai en hierdie gawe van grace kan ontvang, sodat hy vir ewig en ewig en ewig saam met hulle kan wees. Amen. Nou elke lig het 'n kenmerk, korrek? So as ek 'n lig vat, 'n lig het 'n gloeilampie in en hy het 'n glasie en hy het, kom ons sê nou 'n swart torchie en hy het 'n knoppie en hy het nou 'n toutjie. Nou ons moet Jesus se kenmerke ook gaan ontleed, sodat ons kan verstaan hoekom Jesus sê ons moet soos die Skepper word. Ons moet word soos hy. Nou die eerste ding wat Jesus gedoen het is, hy het die lig van liefde geskyn. Jesus het die Heilige Gees se gawes gehad. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Maar in 1 Korintiërs 13 vers 2 kom Paulus en hy sê dat die liefde die belangrikste is. As Paulus gesê het liefde is die belangrikste, kom ons kyk bietjie na die kenmerk
net van liefde. Ons kyk bietjie na hierdie eienskap van liefde. Die wêreld sê, liefde is die volgende. Love is an emotion characterized by strong feelings of affection for another arising out of companionship, admiration or a feeling. Dis wat die wêreld sê is liefde. Wat sê Paulus is liefde? In 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie. Dit is nie vol van homself nie. Dit tree nie ontwaardig op nie. Dit stel nie sy eie belang voorop nie. Dit is nie kort van draad nie. Dit hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en dit juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. 'n ander amazing ding wat die Here kom doen het met hierdie liefde wat hy uitgestraal het. In John 3:16 lees ek vir julle graag. God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie die seun na die mense wêreld toegestuur om die mens te veroordeel nie, maar sodat die mens deur hom verlos kan word. Verstaan jy hierdie konsep? Verstaan jy die som? Dat Jesus het gekom om te red. Hy het nie gekom om te condemn en te kom judge en toe te sluit nie. Sy woord sê, hy het gekom vir die sondaar, die wat gebroken is in gees. He came to set free. Die tweede ding wat Jesus verskriklik goed gedoen het is, Jesus het die lig van gehoorsaamheid verkondig. Paulus het gesê, kom tot inkeer. En dan in Handelinge 2 vers 38 sê hy, repent, be baptized, receive the gift of the Holy Spirit. Dit was die evangelie van Paulus gewees, dit was die evangelie van Johannes gewees, dit was Jesus se evangelie. Jesus het die lig van verandering verkondig. Die verandering is wedergeboorte. As ons kyk in Johannes 3 vers 3, is dit baie duidelik waar die Here sê, ons moet weergebore word van die Gees. Ons kan die koninkryk van God nie ingaan, as ons nie gebore word van Gees nie. Nicodemus was 'n deel van die Sanhedrin huis, hy was 'n Pharisee, hy was 'n rabbi, beteken hy die Torah ken, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, uit sy kop uit. Tog het hy Jesus kom vra, hoe sal ek die koninkryk van God ingaan? En Jesus se antwoord van hom, Nicodemus, jy moet gebore word van water en van die Gees. Die wedergeboorte beteken daar kom 'n verandering in jou. Wanneer ek sê ek aanvaar Jesus as koning en verlosser, kom die Heilige Gees en die Heilige Gees kom verander jou. Jy kan jou nie self verander nie, al wil jy. Jy kan nie die eer vat en die Savior wil wees nie. Dis kom God die Vader vir Jesus gestuur het en Jesus het vir ons die Heilige Gees gestuur om ons te kan verander en ons te bekragtig om hierdie werk klaar te maak. Jesus se lig wat hy geskyn het 'n ripple effek gehad. Jy mag vra, wat bedoel ek daarmee? In Matteus 28 vers 19 het hy vir sy disippels gesê, gaan uit en gaan maak disippels. Go to all nations, go to all four pillars of the world. Maak hierdie disippels, laat hulle gedoop word, vul hulle met die Heilige Gees. Amen. Hoor nou. Jesus was a man on a mission. Hy het gekom om die werk te begin. Hy het daai vertroue vir ons as sy kinders gegee, om die werk wat hy nie kon klaarmaak nie, moet ons klaarmaak. Het jy daaroor gedink? Gaan terug na die boek van Genesis toe. Sê die Here, ons as die mens kan oor sy diere kyk, korrek? Ons kan hulle ewen vernoem. Nou in die Nuwe Testament kom die Here, hy sê, en gaan kyk na my mense, feed them. Leer hulle, maak disippels van hulle. Toe Jesus op die kruis sterf, was sy mission to reconcile us to the Father. To pay for sin. Dit beteken die voorbeeld wat hy gestel het, om siekes gesond te maak en die wonderwerke te doen, en disippels te maak, die demone uit te dryf, het daar geëindig nie. Hy het daai verantwoordelikheid vir my en jou gegee om klaar te maak. What a privilege. What a privilege. Jesus het sy krag gedemonstreer in sy lig,
As ons kyk Jesaja 61 vers 1. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come, and with it, the day of God's anger against the enemies. God kom maak 'n belofte en sê, ek gaan jou my Heilige Gees gee. Ek sal jou bekragtig, ek sal by jou wees tot ek terugkom, om hierdie werk wat hy begin het, klaar te maak. Come on, church. Jy is nie die B-span opgeneem nie. One mission. You're working for God. Ek wil jou vanoggend vra, hoe lyk jou lig? Hoe lyk jou lig? Is jou lig onder 'n emmer? Of is jou lig op 'n berg in 'n toring waar almal dit kan sien? Jy mag my kom vra vanoggend, Wayne, hoe kry ek my lig aan? Hoe skyn ek my lig? Die heel eerste ding wat die woord van God vir ons sê is, kruisig die ou jy en word soos Jesus. Raak ontslaaf van jou sonde, raak ontslaaf van die toue om jou lewe wat jou terughou. Raak ontslaaf van die goed wat compromise, dat mense Jesus in jou sien. Get rid of it. Dis wanneer jy ernstig is met Jesus, en vir hom sê, Here, kom verander my lewe. En jy compromise nie 'n maandag tot 'n Vrydag nie. It's everything is Christ. Sal jy sien, jou lig sal vinnig begin skyn. In skrif 2 Timothy 2:21. If you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean, and you will be ready for the Master to use you for every good work. Daar beloof die Vader vir ons dit. As ons kant skoon hou en ons los sonde, sal hy ons gebruik for honorable use, for good works. As ons kyk na 1 Timothy 6:11. But you, Timothy, are a man of God, so run from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. Luister wat sê Kolossense 3 vers 5. Daarom moet julle die volgende wêreldse dinge afsterf, wat deel van julle lewe is: seksuele sondes, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat geld te God maak. Dit is oor sulke goed dat God se straf ongehoorsame mense tref. Ons gaan vers 8 toe. Maar nou moet julle ook nog van al die volgende ontslaa raak: kwaad wees, woedebuie, gemeenheid, gevloek. Vuil taal moenie uit julle mond kom nie. Moenie vir mekaar lieg nie. Julle het mos die vorige mens en sy praktyke soos klere uitgetrek en die nuwe mens aangetrek. Hierdie mens kry voortdurend nuwe insig en word so verander en opnuut gemaak om al meer soos sy Skepper te lyk. Vers 12. Julle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Vers 14. Verdra mekaar, en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet aantrek, is die liefde. Die liefde bind alles volmaaksaam. So wat is die eerste ding wat ons moet doen? Get rid of yourself. Kruisig die vlees. Staan op in die gees. Los die wêreld. Kom uit die wêreld uit.
Kom tot repentance. Kom voor die Here se knie. Die tweede ding, vat jou lig en gaan staan op die heuwel. Sit jou lig in 'n toring. As jou werk nie weet jy's 'n kind van Jesus of you wasting your light. As jou vriend wat jou 5 jaar laas gesien het, nie weet dat jy radical on fire is vir Jesus nie, is jou lig onder 'n emmer. As jou buurman nie weet dat jy on fire is vir Jesus nie, is jou lig onder 'n emmer. Die derde ding is, gaan vra die Here om jou lig vir jou aan te steek. Die vervulling van die Heilige Gees. As William so beautiful nou sy hart hier vir Jesus gegee het, sê die woord, lê hande op hom, bid vir die Heilige Gees en hy sal dit ontvang. Die Here vra in sy woord, wie sal ek stuur? Jesaja steek sy hand op en hy sê, here I am, Lord, send me. Send me, Lord. Dan is dit William se taak om nou uit te gaan en disippels te gaan maak. Hy begin te doen, so hy glo in the gospel. Hy glo in wat Jesus Christus gedoen het. NDO se logo is reach the lost, equip the believers, and respond to God's calling. Why are we not responding, church? Hoekom gaan ons nie oor in aksie nie? Die vierde ding wat jy moet begin doen, begin mense te bedien. As jy wil weet, wat is die gawe van die Heilige Gees in jou, begin te bedien. As jy loop en jy sien iemand het 'n treurige dag, iemand is gebroke, gaan lê jou hande op hulle en sê ek wil saam met jou bid, jy gaan okay wees. As jy sien iemand is siek, bid vir daai persoon. As jy volgende Sondag 'n oproep kry, jy kan nie glo ek's genees nie, nee, ek kan dit glo. Dan weet jy, God het vir jou die beautiful gawe gegee, om jou hande te vat, en hy het heilige hande van dit gemaak, healing in jou hande gesit. Net omdat jy jouself gehumble het voor God se troon. Hier staan nie een lig vanoggend hier nie. We are all light of the world. Ons almal moet beweeg, ons almal moet begin doen. Ek wil dan vir jou sê, walk by faith and not by sight. Wanneer jy radical on fire is vir die Here en jy begin te doen, ek beloof vir jou die aanvalle gaan kom. Die Here gaan jou deur storms vat, maar hy sê ek vat jou deur hierdie storm. Ek gaan jou nie uit hierdie storm uithaal nie. Ek gaan jou equip, ek gaan jou karakter bou, ek gaan vir jou hoop gee. Ek gaan laat jy hierdie job kon klaarmaak, waarvoor ek jou geroep het. My 7de punt is, bly naby Jesus. Moenie een dag compromise nie, bly so naas moontlik aan Jesus. Staan die oggend op, begin jou dag met Jesus. Moenie Bybelstudie compromise nie. Moenie jou gebedtyd compromise nie. Lewe 'n skoon lewe voor God. Ek wil vir jou dit vanoggend vra. Die Here sê in sy woord, I gave you the veil of righteousness. Hy het jou vuil sonde gevat en afgeruk, en hy het vir jou 'n spierwit kleed aangetrek, sodat jy voor God die Vader as heilig, holy, righteous, blameless, spotless gesien kan word. Hoekom, kerk? Do we want to compromise that? Hoekom wil ons die wêreld vat en ons kleed kom vuil maak vol vlekke? Hoekom wil ons 'n gordyn tussen ons en God die Vader trek? Die woord sê, the wages of sin leads to death. Sin brings division between you and the Father. As jy skoon lewe, is daai gordyn geskeur vir eens en vir altyd. En jy kan na die troonkamer van die God die Vader kom en jy kan hom aanbid in boldness. Maar wanneer jy compromise, trek jy die hele tyd gordyne tussen jou en God die Vader op. Don't let sin compromise your faith. Moenie gordyne tussen jou en God optrek nie.
My 9de punt is, word die hart van Jesus. As jy begin te reageer soos wat Jesus reageer het, begin te reflect wat Jesus gereflect het, sal mense se ligte aangesteek word. Mense sal begin draai. Mense wat gebroken is, sal by julle kom aanklop. En jy gaan die evangelie aan hulle kan verkondig. Begin lief te hê. Vergewe mekaar. Help mense. Bemoedig mense. Tree sagmoedig op, man. Dis 'n gawe. Hou aan fight vir wat reg is. My 10de punt. Skyn jou lig vir Jesus en gaan en maak 'n verskil.